Goeiemôre gemeente. Dis so 'n heerlike voorreg om vanmôre saam met julle in die huis van die Here te wees. Ek dink die klank sal stadig gaan deurkom. Is koud, so hy ontvries nog eers. Ons het geweldig baie uitdagings gehad om vanmôre die erediens reg te kry. So ons is die Here innig dankbaar dat ons klank het en dat ons 'n bord het wat ons die liedere kan gooi en dat ons 'n dominee het wat kan preek. So ons sê vir Sharain, baie welkom by ons, Sharain. Sharain, en ek moet nou, sy het so 'n dubbel van Meiburg Skooman. Sy het daar by Petro in Kloofsig 'n paar keer gepreek, so dis deur Petro dat ons haar leer ken het. Sy werk eintlik vir haar pa, en ek wil die ouers hartlik verwelkom in ons midde. Dankie dat julle saamgekom het. En dan het sy nou 'n aanstelling gekry by Bybelgenootskap. So sy gaan 2 keer 'n maand gaan sy preek by verskillende gemeentes rondom die Bybelvertaling en die Bybel self. En dit is 'n wonderlike uitdaging wat sy het. Sharain, ons is net soos 'n familie. So jy moet regtig vrymoedigheid neem en die boodskap wat die Here vir jou op jou hart gedruk het, dit kom deel jy met ons. Dis vandag Vadersdag. So ons gaan eers gou-gou vir al die vaders 'n pakkie uitdeel. Al die diakens sal gou help, dan deel ons vir die vaders 'n pakkie uit. En dan wil ek net sê, na die erediens, julle sal sien ons pragtige lelies hiervoor is geplant binne in 'n blompot vol narkies. So enigeen van julle wat nou na die narkies kyk en lus raak, na die erediens is julle welkom om 'n narkie daar te kry. Behalwe hierdie pakkies wat ons nou vanmôre so vir die vaders uitdeel, is daar ook nog, nou moet julle my help met die Afrikaanse woord vir 'n muffin. Wat is 'n muffin in Afrikaans? 'n polfyntjie. 'n kolwyntjie. Nou goed, daar by die deure is nog 'n kolwyntjie. Ongelukkig sal ons nou nie kan saam tee drink na die tyd nie, want ons het nie krag om die water te kook. Daarbo soos goeie vaders moet julle maar die sjokolade vir julle vrouens gee om te eet. Is daar genoeg vir die dames ook? Nou gee gou vir die dames ook. Daar is nog 'n paar wat nie het nie. Dankie. Dit gaan nog binnekort reën as die weerlig so slaan. Ja, dit gaan help. Monja, het julle 'n pakkie hierso? Het jy gekry?
Goed mense, ek gaan dan dadelik nou vir Shireen oorgee dat sy vir ons die erediens gaan hanteer. Ons het ook vanmôre die voorreg om vir Hendrik Martinus de Beer, Henk, te bevestig as 'n diaken. So ons gaan dit in die erediens doen. Goeiemôre almal. Dis vir my vanoggend 'n ongelooflike voorreg om hier by julle te kan wees en ek is bly om te hoor dat ons 'n familie hier is want dit voel nog ons vanoggend soos 'n familie dat ons baie naby aan mekaar moet wees en naby aan mekaar moet kom vir 'n bietjie hitte. Dis nog ons 'n lekker bietjie koel vanoggend. Wil vanoggend graag vir ons begin om te sê want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Genade en vrede vir julle, mag julle die liefde van die Here Jesus Christus vandag voel en beleef en mag dit jou van binne af warm maak. Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë. Here, ons wil vanoggend vir u kom dankie sê. Here, dankie dat u vir ons 'n ongelooflike Pa is. Waarvoor ons kan vanoggend kom dankie sê vir alles wat u vir ons gedoen het en nog steeds vir ons gaan doen. Here, gaan asseblief saam met almal wat in hierdie tyd buite is en koud kry, wat siek is en honger is, dat u net hulle sal bystaan, dat hulle altyd sal voel dat u daar is vir hulle en hulle nooit alleen sal laat nie. Here, gaan asseblief saam met die mense wat dalk vir die lang naweek weg is, dat hulle net sal veilig by hulle bestemmings uitkom en veilig terug sal kan kom. Here, ons wil vanoggend ook net kom dankie sê vir elkeen van ons wat vanoggend hier 'n voorbeeld het van 'n pa en dat u ook die grootste voorbeeld is van wat 'n pa moet wees. Here, ons vra dit nie om ons dit verdien nie, maar werklik om die groot en almagtig is. Amen. Voordat ons bietjie gaan gesels vanoggend oor wat Vadersdag is, gaan ek vra dat ons net sal begin open met lied Vlam 406 Ek wil kom stil word. Dan sing ons lied 188 en dan lied 120. So kom ons staan en sing ons saam.
van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die ampte is deel van die gawes wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet 'n amptdraer 'n hoë sedelike lewenspyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Die kerkraad het deur aankondiging 2 maal aan die bekend gemaak dat Henk verkies is as 'n diaken, en omdat daar geen beswaar teen sy leer of lewenswandel ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort om hom te bevestig as 'n diaken. Liewe Henk, as 'n diaken word jy geroep om Christus te dien en om in sy diens in die gemeente te staan. Hy is die groot dienskneg wat mense roep om sy werk op aarde voort te sit. Die diaken se diens begin by die nagmaal, waar die gemeenskap met Christus en die medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde en die barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en na die samelewing. As diakens moet jy vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Jy moet die materiële en geestelike nood van die mense fyn aanvoel en saam met die ander diakens werklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee. Waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowige, maar ook alle ander mense wat in nood verkeer. Dit is ook julle taak om te help met die insameling van die dankoffers. Julle is medeverantwoordelik daarvoor om die gawes wat gegee word met wysheid, as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. Ek vra nou dat Henk na vore kom, dat ons hom kan bevestig as diaken. Ons gaan na die bevestiging as 'n gemeente saam sing lied 268, Laat Heer U seën op hom daal. Henk, antwoord asseblief opreg op die volgende vraag, sodat elkeen kan hoor dat jy bereid is om hierdie diens te aanvaar. Ten eerste, is jy daarvan oortuig dat God self jou deur die gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Ten tweede, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Ten derde, beloof jy om jou ampt, soos dit aan jou voorgehou is volgens hierdie leer, getrou te vervul? Beloof jy om tot eer van God te lewe en onderwerp jy jou aan die kerklike opsig en tug? Wat is jou antwoord op hierdie vraag? Ja. Goed, ek wil net graag vra dat Adrian Nel, ons leier ouderling, en Madel van der Walt, ons leier diaken, net na vore sal kom, dat ons vir hom 'n handdruk gee. Kom, ons staan as gemeente en ons sing vir hom toe, laat Heer U seën op hom daal.
sien Madel is nou nie hier in die kerk nie. Ek dink sy is besig met een of ander ding. So ons vra net vir Dewald om namens die diakens vir Henk geluk te wens. Henk, ons gaan na die tyd hierso in die konsistorie by mekaar kom. Dan gaan ons vir jou daar verwelkom. Baie dankie. Ek wil net van my kant af vir Madel en haar moeder, Tannie Dalena, dankie sê vir die pakkies wat hulle opgemaak het. So, hulle het gister gesit en so 100 pakkies opgemaak, ook vir die mense van Rushoort. So, baie dankie daarvoor. Daar sy, miskien oor aan jou. Sarai. Ek moet sê, dan zijn nou is ons allemaal sommer mooi wakker. Het is altijd interessant wanneer een mens sulke uitdagings in die oggend het, dan voel een mens sommer nog meer deel van een familie. En mens voel ook net, het maak nie saak wat die duiwel na ons pad te gooi nie, as hy vir ons nie wil krag gee nie, as hy nie vir ons wil toelaat om die sekere goed wat ons aan gewoond is om te kan doen nie, dan wys ons net vir hom weer eens, ons as Christene sal nie ophou as die krag af is nie, ons sal nie ophou as dit koud is nie, ons sal nog steeds ons Vader aanbid. En vanoggend is nogals 'n voorreg om op so 'n dag by mekaar ook te kom, wat ons Vadersdag vier. Want ons vier nie net, ons eer nie net ons vaders wat ons aardse vaders is nie, maar ons elkeen wat vanoggend hier sit, het een groot Vader wat ons vir dankie kan sê. En so wil ek graag dan vir ons begin deur om Efesiërs 6 vers 1 tot 3 te lees. En ek lees dan vir julle uit die 2020 vertaling. Kinders, wees in die Here aan jou ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed sal gaan en jy 'n lang lewe op aarde sal hê. Toe ek hierdie preek vir Vadersdag begin skryf het, het ek begin dink, hoe verduidelik 'n mens wat 'n pa is? En daar was 'n boek geskryf met die naam Die Wêreld Volgens 'n Pa. En in hierdie boek het hulle al verduidelik wat 'n pa is. En daar's 'n paar hoofpunte wat nogals my interessant was. En ek dink elkeen wat hier vanoggend 'n pa is, sal weet wat hulle eie paas ook gesê het, een of ander tyd in 'n lewe, of selfs wat jy vanoggend kan bysit en weet jy het al 'n paar keer hierdie goed gesê. En 'n paar van hierdie goed is wat gesê word van 'n pa af, is dit gaan my seerder maak as vir jou. Bly tog nou net stil, ek's besig om rugby te kyk. Moenie vergeet om die olie in jou kar te check nie. En hoe moet ek weet, gaan vra jou ma. En lyk ek soos 'n bank. As jy jou bene breek, moet jy tog net nie by my kom huil nie. En hoekom? Want ek sê so. En dan die beste een, wat ek self al 'n paar keer gehoor het, wag tot jy jou eie kinders het. Nou baie van hierdie goed is 'n paar goed wat ons al gehoor het, ons eie paas gesê het, of selfs die paas vanoggend kan sê wat hulle al 'n hele paar van hierdie goed gesê het. En ek het in hierdie tyd ook, het ek 'n paar jaar terug gehoor dat iemand vir my sê, 'n ouer probeer vir die eerste paar jaar van 'n kind se lewe vir hom te leer om te loop, om te leer om te praat, om te leer om selfstandig te wees. En dan wanneer hulle ouer word, dan wens jy net hulle sal ophou loop, hulle sal ophou praat en net bietjie stil bly. Maar so is 'n pa vir elkeen van ons 'n voorbeeld. En ons kan vandag vanoggend vir die Here dankie sê vir die voorbeeld van 'n pa wat ons dalk in ons lewe gehad het. En as jy dalk nie so bevoorreg was om 'n goeie voorbeeld te hê nie, kan jy vanoggend wel sê jy het 'n goeie voorbeeld in die Here gehad. En ek wil vanoggend net na so 3 punte kyk wanneer ons praat van 'n pa. En die eerste punt is, dankie vir die voorsiening vir materiële goed. En ons lees uit 1 Timoteus 5 vers 8. Maar as iemand nie na sy eie mense omsien nie, en veral nie na sy huisgenote nie, het hy die geloof verloon, en hy is slegter as 'n ongelowige.
Net toe ek hierdie teks gelees het en met hierdie titel opgekom het van om dankie te sê vir materiële goed, het ek besef dis 'n baie kragtige teks, maar ook 'n baie gevaarlike teks. Want dis iets wat 'n mens dalk verkeerd kan opvat. Wanneer ons praat van materialistiese goed, praat ons nie van die beste geskenke, die duurste geskenke, die beste tegnologie, die beste goed wat ons kan kry nie. Vir ons om dankie te kan sê vir die materialistiese goed, is om dankie te sê vir die nodigste goed wat ons nodig het. Kos, skuiling, veiligheid. En toe ek hierdie gedeelte het ek aan 'n ding gedink wat my pa selfs gedoen het. Om 'n goeie pa te wees beteken dit om jou laaste kos vir jou kinders te gee. En so het ek 'n verhaal toe ek en my boetie op 'n stadium bietjie jonger was daar 1 blokkie kaas in die yskas oor gewees. En my pa was besig om hierdie laaste blokkie kaas te eet. En ek en my boetie wou vreeslik graag ook net 'n stukkie van hierdie kaas gehad het. En net toe my pa die laaste happie kaas in sy mond sit, toe sê kyk ek en my boetie om met baie groot oë aan, want ons wil nou baie graag 'n happie van die kaas hê. My pa het daai stukkie kaas uit sy mond uitgehaal. So snotterig en nat soos wat daai stukkie kaas was, het hy dit vir ons elkeen gegee. En so is dit iets wat ons vir dankie kan sê, dat ons paas vir ons enigiets sal gee, daai laaste bietjie kos, dalk 'n warm baadjie van sy rug af, 'n warm kombers om jou warm te hou. 'n Pa is dalk nie 'n meubelmaker nie, maar as dit nodig is, sal hy die bank regmaak. 'n Pa is dalk nie 'n professionele chef nie, maar as dit nodig is, sal hy die kos maak. 'n Pa is dalk nie 'n dokter nie, maar as jy siek is, sal hy na jou omsien. En 'n pa is dalk nie perfek nie, maar hy sal sy beste doen waar hy kan. Nou wat van jou pa? Het jou pa vir jou voorsien? Het jou pa vir jou omgegee? Is jou pa daar gewees vir jou in die tye wat dit koud was, wat jy honger was, wat jy siek was? So as jou pa dit vir jou gedoen het, sê volgende dankie, dat die Here vir jou so 'n wonderlike pa gegee het. Die tweede punt wat ons na kyk is dankie vir getroue onderrig. En ons lees dan uit Efesiërs 6 vers 4. En vaders, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur dissipline en teregwysing van die Here. Nou as 'n mens jonger is, dalk as jy in jou tienerjare is, dan is dit gewoonlik 'n bietjie 'n pyn wanneer vir jou pa vir jou hierdie opdragte gee, of jy hierdie pad wil wys van wat reg en wat verkeerd is. Dit pla jou soms, as daar gesê word, nie moet dit nie so doen nie, doen dit so. Want ons dink ons altyd, as ons jonger is, ons weet beter. Maar 'n pa gee vir ons die opdragte om vir ons die regte pad te wys. Nou 'n voorbeeld wat ek opgesoek het, wat 'n verhaal van 'n pa was, en ek lees graag vir julle die verhaal van hierdie pa. Ek het my kinders skool toe gevat, maar nie kerk toe nie. Ek het hulle geleer om te drink, maar nie die lewende water van die Here te drink nie. Ek het hulle ingeskryf vir sport, maar nie vir Sondagskool nie. Ek het vir hulle gewys hoe om vis te vang, maar nie om vissers van mense te wees nie. Ek het die dag van die Here 'n vakansiedag gemaak en nie 'n heilige dag nie. Ek het hulle geleer dat 'n kerk vol mense is wat hygelaars is, maar ek het nie raak gesien dat ek self een is nie. Ek het vir hulle fone en TV's gegee, maar nie die Bybel nie. Ek het vir hulle die sleutels van die kar gegee, maar nie die sleutels van die koninkryk van God nie. Ek het hulle geleer hoe om te lewe vir hulle self te maak, maar nie hulle geleer hoe om 'n lewe te leef met Christus in hulle lewens nie. Toe ek hierdie verhaal gelees het, toe begin ek bietjie dink en begin ek besef, dis so 'n groot taak vir 'n pa om 'n goeie pa te wees, in die opsigte van wat ons van weet van kos, klere, om voorsiening te maak. Maar soms word die belangrikste ding uitvergeet, van hoe om 'n pa te wees in 'n wêreld waar 'n heilige pa of 'n heilige nodigheid het,
om vir mense bekend te stel, om vir jou kind bekend te stel aan die Here, om vir hom te wys die pad van die Here. En ek moet sê, ek dink dit het soms deesdae 'n bietjie moeiliker geword, want die probleme van telefone en TV's en die duurste speelgoed het makliker geword om te gee, of makliker geword om die kind gelukkig te hou. Ek dink as ons vandag daaraan moet dink om vir ons kinders 'n Bybel te gee vir hulle verjaarsdag in plaas van 'n Xbox of 'n PlayStation, dan gaan jou kind jou dalk bietjie snaaks uitkyk. En dis die uitdaging wat paas ook vandag het, om 'n voorbeeld te wees wat Christus op sal trots wees. As ons dankie sê vir die derde punt dan van 'n goddelike illustrasie. In 1 Korintiërs 11 vers 1 het Paulus vir die Korintiërs as sy kinders beskryf. Dis nou nie 'n teks wat 100% oor paas gaan nie. Maar hy sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. En dit is interessant, in hierdie teks het hy gesê dat hy het gesê, doen alles wat, hy het nie gesê, doen alles wat ek doen nie, maar hy het gesê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. En dis dan nou waar dit half makliker word vir paas. Dis nie altyd nodig om 'n Bybel te gee, of om 'n Bybelvers te gee nie, maar om 'n voorbeeld te wees, om die Bybel uit te leef. Om 'n voorbeeld te wees van 'n pa wat kerk toe gaan. En nie net nou as op 'n Sondag kerk toe gaan omdat dit 'n tradisie is nie. Maar omdat jy in die kerk wil wees om die Here dankie te sê. Dat ons die gemaklikheid het, die gelukkigheid het, dat ons hier op Sondag by mekaar kan kom en openlik te sê ons is Christene. Om 'n voorbeeld te wees is om die Here se lewe elke dag in jou werksplek, in jou persoonlike lewe, in 'n restaurant, maak nie saak waar jy jouself vind nie, die Here se naam te kan uitleef. En 'n voorbeeld te kan wees vir jou kinders, om vir mense lief te wees, soos wat God van ons verwag, om mekaar lief te hê. En dis wat nogals my interessant was vanoggend, of die een ding gesê was dat ons hier familie is. En dis hoe gemeentes veronderstel is om te wees. 'n Gemeente is veronderstel om 'n familie te wees. Want as ons daaraan dink, is ons elkeen wat in Christus glo, broers en susters. Ons is 'n familie, want ons het een pa. Ons het een fantastiese pa, wat elke dag daar is vir ons, na ons omsien, ons versorg, en ons bystaan in tye wat van nood is. So om vir die Here dankie te sê, dat ons as 'n familie by mekaar kan kom, en vir hom kan dankie sê, vir die pa wat hy is. 1 Tessalonisense 2 vers 7 tot 12, en ek gaan nou nie vir julle die hele gedeelte lees nie, maar in vers 7 sê hy, soos wanneer 'n moeder haar eie kinders voed en koester. En dan verder af in vers 11 sê hy, net so weet julle ook, hoe ons vir elkeen van julle, soos 'n vader, vir sy eie kinders was. Om hieroor te dink, ons is broers en susters, en nie net in hierdie gemeente nie, maar die gemeentes hier in die straat af, gemeentes in Boksburg en Benoni, dat ons mekaar kan lief hê as 'n familie, om mekaar te wys die pad vorentoe, om daar te wees vir mekaar te ondersteun, en vir paas om 'n voorbeeld te wees vir hulle kinders. Daar's 5 eienskappe wat moet gesien kan word van 'n man van God. Hierdie eienskappe is dan 'n man van God is liefdevol. 'n Man van God is deursigtig. 'n Man van God is hardwerkend. En 'n man van God is sy eie mens. Hy is oorspronklik. En 'n man van God is om 'n goeie invloed te wees in sy huis. Nou daar's dalk 'n paar mense vanoggend wat hier sit wat dalk nie hierdie eienskappe in hulle paas gesien het nie, of nie hierdie 5 eienskappe dalk in jou eie gesin uitgeleef het nie.
Daar's dalk mense wat 'n pa gehad het wat geen van hierdie eienskappe gehad het nie. Maar om vandag te kan weet dat alhoewel jou aardse pa dalk nie hierdie eienskappe vervul het nie, is daar een pa wat elkeen van ons vanoggend hier kan sit en sê dat elke een van hierdie eienskappe en soveel meer teenwoordig was. As ons hierdie gedeeltes net vervang met in plaas van 'n man van God, vervang ons dit met God is liefdevol. God is deursigtig. God is hardwerkend. God is oorspronklik. En God is 'n goeie invloed in elke huis. Ons Vader wat in die hemel is gewoonlik waarmee ons 'n gebed open. Ons noem nie God Vader omdat dit net 'n woord is wat ons uitgedink het nie. Hy is elkeen van ons se pa. En net soos wat jy vanoggend nou vir jou pa vanoggend gesê het geseënde Vadersdag, gaan ek so 'n oomblik van stilte gee dat ons net vanoggend vir die Here kan sê geseënde Vadersdag. En dankie dat hy altyd daar is, altyd ons ondersteun, altyd ons beskerm, ons altyd veilig hou. So kom ons sit net so, dan gaan ek 'n oomblik van stilte gee net om elkeen self vir die Here kan dankie sê. Here, ons sit vanoggend voor U met oop harte, met soveel liefde waar ons vanoggend opgestaan het en vir ons paas gesê het geseënde Vadersdag. Here, ons wil voor U kom staan en vir U kom sê dankie dat U vir ons 'n almagtige Pa is. Here, geseënde Vadersdag en dankie dat U altyd ons ondersteun, ons altyd bystaan, ons altyd die regte pad wys waar ons moet gaan. Here, dankie dat U altyd ons ondersteun in die paaie wat ons soms verkeerd gaan, dat U nog steeds vir ons help om op die regte pad te kom. Here, dankie dat U vir ons soveel liefde gee en vir ons 'n goeie voorbeeld gee in ons aardse paas wat ons kan volg. Here, dankie dat ons kan weet dat U die grootste voorbeeld is van wat dit is om 'n goeie pa te wees. Here, ons wil net vir U dankie sê. Amen. 2 Korintiërs 6 vers 16 tot 18 sê ook: Ek sal onder hulle woon en saam met hulle wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Ek sal vir julle 'n Vader wees en julle sal my seuns en dogters wees. So God wil ons persoonlike Vader wees, ons ewige Vader, ons Abba Vader, en hy roep ons om sy kinders te wees. En ons is nooit te oud of te jonk of te groot, te vet, te rond, te klein, te jonk om elke dag vir die Here te kan sê geseënde Vadersdag en dankie vir wat hy vir ons doen. En so wil ek dan graag afsluit met 'n gedig wat ek gekry het. Bid vir hom. Hy lyk sterk, maar onder die skille is hy tog bang. Bid vir hom. Dit lyk asof hy weet wat hy doen, maar daar is elke dag situasies daar buite wat sy situasies te kan beheer. Bid vir hom, want van buite af lyk dit asof hy geloof het, maar diep binne twyfel hy gereeld. Bid vir hom. As jy vir hom kyk, dan lyk hy selfversekerd, maar aan die agterkant van sy kom wonder hy of sy mense trots is op hom. Bid vir hom. Hy sê alles is onder beheer, maar hy lê nagte wakker.
Ekskuus. Hy lê nagte wakker van bekommernis. Bid vir hom. Hy sê niks pla nie. Want niemand het hom geleer om oor sy gevoelens te praat nie. Bid vir hom, want 'n man het vir hom geleer dat 'n man nie mag huil nie. Bid vir hom. Jou man fight battles waarvan niemand weet nie en waaroor hy nooit sal praat nie. Bid vir hom, want hy hou nooit opkyk na die hemel nie. So moet nooit ophou vir hom bid nie. Kom ons dit net so, dan sluit ons af. Here, dankie vir die wonderlike aardse paas wat U vir elkeen van ons gegee het. Here, dankie dat ons kan weet dat U daar is en ons veilig hou en ons beskerm. Here, dankie dat ons vanoggend hier bymekaar kan kom as 'n familie en weet dat ons een groot almagtige God as ons Abba Vader het. Here, dankie dat ons kan weet, dit maak nie saak deur wat donker tye ons gaan nie, maak nie saak teen wat se struikelblokke in ons pad is nie. Dat ons weet, ons kan net ons oë toemaak en na U toe kom en ons probleme voor U neerlê en U sal daar wees. Here, gaan asseblief saam met ons in hierdie tyd waar dit koud is, dat daar soveel mense op straat is wat nie 'n kombers het nie, wat nie 'n huis oor hulle, 'n dak oor hulle koppe het nie en nie kos in hulle maagies het nie. Here, gaan asseblief saam met elke persoon wat struikel. U weet vanoggend wat elkeen van ons se pyn, ons bekommernisse, ons seer in ons harte is. Ek wil vra dat U asseblief net ons weer sal herinner dat U ons Vader is en dat U in beheer is van alles in ons lewens en dat ons nooit alleen is nie. Here, ons wil net vir U weer eens kom dankie sê en vra dat ons harte sal oopmaak en vir mense sal liefde wys soos wat U vir ons gewys het. Here, ons wil net vir U kom dankie sê. Amen. Ek gaan vra dat ons asseblief sal staan en die laaste lied sal sing. Ons sluit dan af met Vlam 121 in die hemel is die Heer.
dankie, jy kan maar sit. Sharain, wat is jou pa se naam? Johan. Johan, jou dogter, toe sy nou vanmôre hierdie gedig lees, het sy emosioneel geraak. En dis omdat sy waardering het vir jou. So, ek wil hê jy moet na vore kom dat jou dogter hier voor die gemeente vir jou kan dankie sê dat jy 'n goeie pa is. Kom. Stop dit. Daar's iets wat ons as mans moet leer. En dit is dat ons nie moet wegbeweeg van emosie nie. 'n Mens moet draai na emosie. Ons is nie emosioneel goed grootgemaak. Moenie bang wees vir emosie nie. Draai na die emosie. En hanteer dit. So, hulle vertel van 2 gesinne of 2 verskillende huwelike en die man is besig om reg te maak, hy gaan in die bed klim en hy het nou sy kombersie opgelig, hy het sy boek daar neergesit en hy wil net vinnig iets in die badkamer gaan doen, hy loop badkamer toe, hy sien sy vrou in die spieël, maar sy vrou kan hom nie sien nie en daar loop 'n traan oor haar wang. Hy draai om, hy gaan terug bed toe, hy klim in die bed, vat die boek en begin lees. Nou die tweede huwelik, die man maak die bed reg, hy gaan inklim, hy stap na die badkamer toe, hy sien daar loop 'n traan oor haar wang, hy gaan na haar toe. Hy hou haar liggies vas en hy sê vir haar, maar wat se traan is hierdie? En sy sê, jy weet wat, ek het agtergekom, ma se Alzheimer is dalk erger as wat ons dink. Watter een van hierdie 2 huwelike gaan dit maak? Duidelik die een waar die man weet om te draai na emosie en te gaan na die emosie, eerder as om af te stomp en om weg te draai. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffer. Ek gaan nou die seën van die Here oor julle uitspreek. Ek wil net vir Sharain baie dankie sê dat sy vir ons 'n boodskap gebring het wat die Here op haar hart gedruk het. En onthou tog asseblief as jy lus is vir 'n nartjie, kom haal een. En daar is nog by die deure, is dit 'n kolwyntjie of 'n polwyntjie? Kolwyntjies. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, die almagtige Hemelvader,
en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met u almal wees en bly. Amen.